Selfdeernis deur selfsorg. Ons is bevoorreg dat ons al heelwat kon vlieg en naderhand let die mense nie meer so mooi op die veiligheidsmaatreëls wat die personeel voor elke vlug se opstyg vir jou wys nie. In van die vliegtye die laaste tyd is sulke klein elektroniese skerms wat daar voor jou is, maar deesdae wys hulle daai aanwysings vir veiligheid wys hulle in die vorm van 'n kort video en gewoonlik is dit met bekende filmsterre of ander bekende persone sodat jou aandag nou getrek word om dit weer op te let. Maar een ding wat elke keer baie duidelik gesê word, is dat jy in geval van nood eers jou eie suurstofmasker moet opsit voordat jy enige iemand anders help. Nou dis nie 'n selfsugtige ding wat hier beveel word nie. Dis praktiese wysheid. Sonder asemhaling kan jy nie gee of help nie. Sonder selfversorging kan jy jou eie lewe verloor en ook die van ander in gevaar stel. Nou volgens Chew en ander medewerkers is selfversorging 'n sleutelkomponent van leierskap as ook veerkrag. Hulle beskryf selfsorg in hulle artikel as jou eie suurstofmasker. En dis 'n stel praktyke wat fisiese, emosionele en geestelike herstel moontlik maak, veral in tye van krisis. Jesus het destyds al hierdie selfdeernis deur selfversorging gedoen. Ons lees in Markus 6 vers 31. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie 'n kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Hier gee hy reeds die aanwysing hoe mens dit moet hanteer. Selfdeernis deur selfversorging is nie net mooi woorde nie. Dis om regtig stil te raak en jouself toe te laat om te rus. Rus in ons besige lewens is nie 'n luukse nie, dis 'n lewensnoodsaaklikheid vir fisieke, vir psigiese en geestelike welsyn. Sonder selfversorging verloor jou lewe nader aan betekenis en hou jy op om te floreer. So, bid vandag dat Jesus jou sal help om rus te vind in sy teenwoordigheid en jou sal help om jou eie suurstofmasker deur selfdeernis op te sit. Leef geïnspireerd.